terwille van die vrede moet ons nie dwaalleer aanspreek nie, moet ons nie tug toepas nie, want dan is jy nou een wat verdeeldheid bring, en ek dink dit is 'n ongelooflike skadelike leuen waarin ons ingekoop het. Moet ons op weg wees oor die erfsonde leer van die skrif, wat die belydenisskrifte ook leer, ons sondigheid. Moet ons op weg wees met akademici oor Christus, wat in ons plek die oordeel van God gedra het? Moet ons in gesprek daaroor wees, of is dit afgehandel? Is dit die hart van die evangelie? Omdat hierdie vir ons kosbaar is, dit wat Christus gedoen het, die verlossing wat ek ontvang het, die genade wat ek ontvang het, omdat ek dit as kosbaar ag, my kosbaarste besitting, moet ek ook, wanneer dit bedreig word, opstaan en praat en sê, dit wat nou gebeur, of dit wat iemand sê of iemand leer, bedreig hierdie ding wat vir my so spesiaal is en wat my na in die hart lê. Vriende, dit is so lekker om weer met Dominee Julian Olivier te gesels. Ons is al 'n hele paar jaar vriende. Hy het in Bloemfontein studeer en ons het 'n paar jaar terug 'n program saam met hom gedoen en DJ Kleinhans, een van sy pelle wat daar vir die Here opgestaan het. Julian, dis baie lekker om weer te gesels. Julle het intussen 'n babietjie gekry ook en ons hoor wonderlike terugvoer van hoe die Here jou bediening seën daar in die noorde, daar Groblersdalse wêreld. En jy het 'n besondere verhaal, ek wil vir mense uitnooi om te gaan kyk na die getuienis wat jy laas gegee het, hoe die Here vir jou gesorg het, jou ouma met jou teologiese opleiding, en die afgelope tyd sien ons dat die Here dit op jou hart gelê het om werklik aktief te begin skryf. Jy het in die kerkbode die afgelope tyd werklik 'n paar baie belangrike stukke geskrywe en ons gaan vandag 'n bietjie lekker kuier, daaroor bietjie gesels. Ek dink daar's besondere belangrike teologiese sake wat jy op die tafel sit en die Here het vir jou die vermoë gegee om dit ook baie helder, mooi, in liefde en in waarheid op die tafel te sit. Ek wil begin met 'n Bybelvers en dan kan jy daarop reageer en dan kan jy net so 'n bietjie weer lekker jouself bekendstel vir mense wat nog nie van jou gehoor het nie. Julian, toe ek vir jou gebid het gister en vanmôre, toe kom hierdie teks by my op, Jakobus 3 vers 1. Broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Wil jy iets daaroor sê, miskien vir kollegas, wat hierdie vers in hierdie tyd baie, baie ernstig moet neem? Ja, nee, dankie Ferdy, dankie vir die uitnodiging en vir elke luisteraar en kyker. Hierdie vers lê my baie na in die hart, want elke sondagoggend wanneer ek op die kansel klim byvoorbeeld en ek doen my gebed, is dit nie dat ek noodwendig die wonderlikste preek sal hê of so nie, maar my hartsbegeerte is altyd dat my menslikheid nie in die pad sal staan van dit wat die Here aan die gemeente wil oordra nie. Ekskuus. En die gehare daar agter is juis hierdie vers dat ons het 'n ontsettende verantwoordelikheid wanneer ons in die amp bevestig word en ons het bepaalde ek sal sê verbondsbeloftes gemaak met jou legitimasie eed, met jou bevestiging in die gemeente en daai goed moet iets beteken. Daai woorde wat ons uiter, die vrae waarop ons antwoord, moenie maar net 'n ritueel wees waardeur ons gaan nie, maar dit moet gewig dra. So ek dink dit is goed vir enige predikant of prediker om onsself heeltyd te herinner dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons opperherder. Die bruid is nie ons nie, die liggaam behoort nie aan ons nie. Ons het die ontsettende voorreg en verantwoordelikheid om na hierdie kudde te kyk wat onder ons toesig geplaas word. En ek dink dit is belangrik dat ons dit altyd in ag neem, dat ons bediening bedryf, dat dit ons besluite dryf, dat dit gaan eintlik oor God en sy eer en sy glorie, en nie dat ons eie koninkryke probeer bou of 'n brand probeer bou of 'n naam probeer maak of so nie. Wanneer as 'n naam wat saak maak is syne. En dis ons werk en verantwoordelikheid. Ek dink wat belangrik is om net daar buite voeg en net verder uit te pak is dat hierdie belangrike opdrag wat Paulus ook bevestig aan Timoteus en Titus en so aan, is vir leraars. Hy praat nie hier van gewone lidmate wat worstel en
wat ook deur jy weet twyfel baie keer deur 'n proses gaan waar ons in liefde hulle pastoraal versorg ook nie. Hier is 'n enorme verantwoordelikheid wat op leraars is, die herders van die kerk wat die wolwe moet weghou van die kudde. En dis vir my ook in die Engelse woord, dis 'n scary teks hierdie, want die Here gaan ons as herders, daar gaan 'n groter oordeel en verantwoordelikheid op ons wees. En as ek kyk na jou bediening die afgelope paar jare, Julian, hoe die Here jou voorberei het en hoe dat jy in jou gemeente ook die gesag van die woord eerste stel, jou kerkraad, jou gemeente, jy gaan nie die woord 'n kompromie daarmee maak ter wille van status of mense in die kerk nie. Jy verkondig die woord met integriteit, in liefde by die waarheid. Nou jy die afgelope paar maande, het die Here dit op jou hart gelê om te begin, nie net preek nie, maar ook jy het 'n roeping om met skryfwerk vir die Here ook nou op te staan. Nou Julian, jy weet en ek weet en ons weet dat die afgelope klomp jare in die NG Kerk, maar ook ander kerke, die Anglikane, die Methodiste, dat die hele kwessie van homoseksualiteit, seksuele verhoudings tussen mense van dieselfde geslag is 'n groot, enorme saak en verdeel kerke wêreldwyd. En kom ons gaan nou 'n bietjie rustig deur 'n paar van jou briewe en kerkbodebriewe bietjie werk. En die eerste ene wat ek graag wil hê, wat jy bietjie vir gewone mense bietjie moet verduidelik. Dit gaan oor Dr. Leon Voet. Hy is 'n belangrike kerkleier in die Vrystaat en hy het 'n brief geskrywe waarin hy 'n baie algemene eintlik persepsie probeer het om dit weer op die tafel te sit. En dit is die gedagte dat wat die evangelie betref, stem ons almal saam. Maar as dit net kom by hier's 'n etiese saakie nou oor die huwelik en selfde dis nou by 'n etiese saakie waaroor mense nou maar verskil, maar oor die evangelie glo ons presies dieselfde. En hy was nou vies, omdat daar mense sê, nee, die evangelie word ook in die proses ontken. Nou ek wil 'n stukkie lees, en dan wil ek jou vra om vir ons te verduidelik, 'n voorbeeld gee. Ek gaan vir so 'n stukkie net lees. Jy het hier geskrywe in Kerkbode, en Dr. Leon Voet skryf in Kerkbode dat die kerk plek het vir meer as net my oortuigings. Hy gebruik veral Paulus se hantering van vleiseters en groenteeters om te argumenteer dat die kerk ruimte moet bied vir verskille insluitende oor homoseksualiteit. En dan gaan hy af en hy sê, hy skryf verder dat Christene wat beswaard is oor selfde geslagverbintenisse die kerk mislei. Omdat die kerk selfde geslagverbintenisse goedkeur, glo hulle sommer ook nie meer in die verlossende werk van Christus of die maaglike geboorte of die bestaan van die bose nie. Nou, dan antwoord jy nou hierop en jy praat natuurlik nou eers oor selfde geslagverhoudinge om aan te toon dat die skrif is duidelik daaroor, Paulus het dit geken en jy kan dit nie met Romeine 14 vergelyk nie. Maar dan gaan jy aan om aan te toon maar dat daar inderdaad van hierdie teoloë is in die kerk wat selfde geslagverhoudinge ondersteun en dan terselfdertyd 'n ander evangelie begin verkondig het. Wil jy vir ons sê, gee vir ons 'n voorbeeld en dan verduidelik jy bietjie hoekom dit die evangelie in sy hart aantas? Ja, dankie Ferdi, dankie vir die geleentheid. En ek wil net begin om te sê, Dr. Leon Voet byvoorbeeld was my tuisleraar. Hy is die predikant wat my gedoop het, so ek ken hom persoonlik. En dit is wat vir my interessant is in hierdie hele debat en hierdie tipe goed is hoe mense teenoor mekaar begin staan en in posisies geplaas word waar ons standpunt moet inneem teenoor mekaar en hierdie klas van goed. En ek dink wat my gedryf het om te skryf was die gedagte dat ek dink daar word deeltyd 'n halwe waarheid, of dit nou aspres is of nie, daar wil ek nie nou debatteer nie, maar 'n halwe waarheid voorgehou, om te sê alles is eintlik oukei. Ons stem saam oor 'n klomp goed en meeste goed eintlik, en soos jy nou regtig gesê het, dis 'n etiese saak waar ons verskil. En ek dink dit is eintlik wat ek wil uitdaag om te sê dit is nie die geval nie. As dit kom byvoorbeeld by 'n ander evangelie wat ek optel en wat ek raak lees en in gesprekke hoor,
is veral rondom Godsbeeld, dat my verstaan van wie God is, ons nou gepraat oor Jakobus wat sê dat in jou bediening moet daar 'n gesonde element wees van vrees vir die Here. Ek dink daar's 'n element daarvan wat verlore gegaan het in mense se godsbeeld. God is die liefde element word totaal oorbeklemtoon. En in my teologie probeer ek God se eienskappe harmoniseer. So God is nie meer liefde as wat hy heilig is nie. En hy is nie meer heilig as wat hy liefde is nie, en daarom moet ons versigtig wees om hierdie eienskappe in isolasie te probeer interpreteer, en dan daardeur eintlik vir mense sê, dat hierdie eienskappe is in kontras met mekaar, of selfs in stryd met mekaar. Ons begin dan met 'n ander godsdienst. So, die evangelie, hoe ek het interpreteer en hoe ek die Bybel verstaan, as ons kyk byvoorbeeld na 1 Korintiërs 6, die gedagte gaan oor dat mense in die kerk is verlossende mense, ongeag die wroeging wat hulle gehad het, die sonde waarmee hulle gewroeg het, ensovoorts. Daar is verlossing in Christus, en dan is daar 'n transformasie in Christus, en ek dink dit is juist die kern van my skrywe, om uit te wys dat wanneer ons vir mense begin sê, dat jy is fantasties soos jy is, en God ontmoet jou waar jy is, wat mense dan eintlik maar hoor, as ons eerlik is met mekaar, is dat hulle het geen motivering om te verander nie. So hierdie transformerende krag van die Heilige Gees, die transformerende krag van die evangelie, in my opinie word dan eintlik geminag, en die verlossende werk wat Christus gedoen het, vir hierdie sondes, wat ons dan nou eintlik probeer goedkeer of goed praat of so aan, daai verlossende werk word nie vir mense aangebied nie. En dit is wanneer ek dink ons in 'n gevaarlike posisie kom om te sê mense se saligheid word nie deur beïnvloed, want jy hoef nie tot bekering te kom vir sekere goed nie. So daarom is dit nie vir my hierdie randsaak wat mense dit probeer uitmaak om te wees nie. Dit is vir my in die hart van die evangelie, want ons sê vir mense, daar is sekere goed waarvoor jy nie om vergifnis hoef te vra nie, daar is sekere goed wat jy eintlik maar net, dis wie jy is en jy kan dit nie verander nie. Wat weer eens vir my 'n probleem is in ons hermeneutiek, want ons sê eintlik vir mense dat die Heilige Gees kan nie. Daar is sekere dinge wat die Gees nie kan kom verander nie. En dit is nie wat die Bybel my leer nie. Die Bybel leer vir my verlossing, dit leer vir my oorwinning oor sonde waarmee ek dalk mag stoei. Dit leer vir my 'n nuwe begin, nuwe identiteit, en ek dink daai goed is belangrik om te beklemtoon. En dit is my wat ek net voel die gevaar is in hierdie tipe skrywe is om te sê 'n etiese kwessie soos homoseksualiteit en die tipe musiek wat ons speel in 'n erediens, dat daai goed op 'n gelyke vlak is. Ek dink dit is eintlik gevaarlik en is besig om die kerk te mislei, want die debat gaan nie daaroor dat ons ruimte kan maak vir sekere goed soos musiekstyl of wat ook al die geval mag wees nie. Ek dink daar's ruimte vir daai gesprekke, maar ek dink die etiese komponent moet ons eensgesind wees oor wat is dit wat God se wil is vir sy kerk en hoe hy wil hê ons onsself met handhaaf, veral rondom seksualiteit en daai tipe goed, wat weer eens 'n kern ding is. Dis nie net 'n randsaak wat baie mense probeer uitmaak om te wees nie. Kan ek gou daar net een stukkie gou byvoeg? Soos wat jy praat, dink ek aan Dominee Theo Dansvoos, wat ook geskryf het op 'n stadium en sê dat deur vir mense wat hierin lewe te sê dis nie sonde nie, is eintlik een van die mees liefdelose dinge wat jy kan doen. Want jy ontneem hulle van die verlossing en die redding en die vergifnis wat daar in Christus is. So dit is 'n radikale, totaal teenoorstaande standpunt wat wêreldwyd, nie net in Suid-Afrika nie, wêreldwyd verdeel dit kerke, omdat jou verlossing in Christus op die spel is. So ons vir 'n ou sê wat 'n drankprobleem het en vir hom sê ag nee, wat is okay. Gaan aan daarin. Dan ontneem ons hom van die verlossing in Christus Jesus en die bevrydende waarheid. Ek dink aan Willie Jonker, ek sit hier met een van sy boeke, het ek saamgesit hierso gebring oor die Romeine kommentaar, waar hy daaroor ook skrywe, oor die oordeel van God. Ek dink sommer gou dat ek dit gou lees. Hy sê Romeine 1 vers 23 sê hy, van God kan die mens nie wegkom nie, maar hy maak in sy dwaasheid van God allerlei verkeerde voorstellinge. Soos Israel by Sinai, verruil hulle die heerlikheid van God, waarmee bedoel word God self, vir 'n afbeelding, waarin die mens sy idee van God tot uitdrukking bring. Dan sê hy die woorde gelykvormigheid van die beeld is in Grieks letterlik 'n beeld van 'n beeld. Dus 'n fantasiebeeld. Die mens vereer in sy dwaasheid 'n fantasiebeeld, 'n loutere
versinsel in plaas van die lewende God. So ons praat eintlik hier van 'n radikaal verskillende verstaan van wie God ook is. En waarvoor Christus kom sterf het. En dit sluit aan ook by die evangelie. Ek wil vir jou nou 'n stukkie lees wat jy in hierdie brief wat jy baie respekvol geskryf het oor Dr. Voet, wil ek vir jou 'n stukkie lees waar jy nou praat van waar die hart van die evangelie ook op die spel is. Ek lees vir jou 'n stukkie en dan kan jy daarop reageer. Tweedens, sonder om enigsins skuldig te wees aan verdagmaking op sosiale en publieke media wat Dr. Voet pla, kan 'n stortvloed onweerspreekbare voorbeelde genoem word, waar gelegitimeerde NG-predikante wat selfde geslag verbintenisse aanvaar, ook skaamteloos in die publieke media die kern van Christus se verlossing in die gedrang bring. En nou noem jy hier 'n voorbeeld van 'n akademikus in die NG Kerk, wat in 'n PhD wat publiek beskikbaar is, die erfsonde van Genesis en Romeine 3, Romeine 5, sê dit is deur Augustinus en Paulus uitgedink. En dan word hier beweer dat Paulus in Romeine 3 oordryf het oor die sondigheid van die mens, dat die dood, God se oordeel oor die sonde in Genesis, nie die gevolg was van God se oordeel oor Adam en Eva nie. En hierdie is nou seker vir mense ook van die skokkendste, en dat Christus se plaasvervangende soendoodoffer vir ons sondes deur Paulus uitgedink word. Nou die akademikus het toe gereageer laer af, hulle het die geleentheid gegee, en ek wil tog sê dat hier is 'n hermeneutiese lens wat nou gesê word in die gees waarin gesprek hieroor gevoer moet word, en dan sê die akademikus, ek versoek dat my teses, indien dit wel gelees en aangehaal word binne die konteks van die volle argument geïnterpreteer sal word, in die gees van gesprek, en nou baie belangrik, in gemeenskaplike opweg wees. Nou is die vraag, moet ons op weg wees oor die erfsonde leer van die skrif, wat die belydenisskrifte ook leer, ons sondigheid. Moet ons op weg wees met akademici oor Christus, wat in ons plek die oordeel van God gedra het? Moet ons in gesprek daaroor wees, of is dit afgehandel? Is dit die hart van die evangelie? Ja, natuurlijk. Ek meen, dit is waar die hele evangelie gaan. Heidelbergs katekismes, ek dink dit is die hele beginpunt is, daar's 'n rede hoekom die katekismes begin by 'n sondebesef. Want as ons nie daar begin nie, het jy nie 'n verlosser nodig nie. En ek dink weer eens dis die gevaar, want ons sê vir mense dat hulle het nie 'n verlosser nodig nie, en hulle is great en fantasties en al hierdie tipe goedjies. Wat vir my 'n oorkorreksie is, mense is in die beeld van God geskape en het waardigheid, maar mense is ook in sonde gedompel en hulle is met 'n sondige natuur gebore. So ek dink nie ons as kerk mag ooit dit ignoreer nie, want anders maak Christus nie sin nie. Sonder die Ou Testament, sonder die verstaan van die erfsonde, die oordeel van God daarop, en dis hoekom ons doodgaan, dis hoekom ons die dood ervaar as 'n gevolg van ons sondige natuur en rebellie teen God. Daarsonder maak Christus se offerdood aan die kruis geen sin nie. Romeine 5 byvoorbeeld, Paulus se hele ankering om te sê Christus is die nuwe Adam, en dan maak dit nie sin nie. Verstaan, so vir my kan jy nie die Bybel in harmonie lees as jy van hierdie kernbelydenis probeer ontslaa raak of dit probeer anders of die mooie woord herinterpreteer vir die tyd van ons dag nie. Dit is die hart van die Bybelse narratief, is dat as ons onsself van die bron van lewe afsny wat God is, dan is die logiese gevolg die dood. En ons sien dit, ons ervaar dit, ons beleef dit. Ons ervaar die effek van sonde in ons alledaagse lewe. En Christus het gekom om dit te kom herstel en om vir jou 'n nuwe identiteit te gee en 'n nuwe lewe te skenk, 'n nuwe natuur wat sê ek wil graag nou lewe tot eer van die Here. So ek weet nie eintlik wat die boodskap is wat ons dan vir mense probeer gee nie. Daar's vir my geen krag in ek sal sê die moderne evangelie wat ons vir mense probeer gee, wat jou heeltyd eintlik probeer troos en vir jou sê jy is goed genoeg en jy is waardig en al goed wat weer eens is 'n halwe waarheid, want jy is daardie goed, maar daar is ook hierdie realiteit dat jy stoei en struikel en dat jy seer kry en seer maak en dat jy 'n verlosser nodig het. So ons moet heeltyd in gesprek bly oor, want dit is ook my oriëntering. Ek is wedergebore. Dit is wie ek is, en omdat ek dit
bely en ervaar dat ek 'n diepe bewussyn van sonde in my eie lewe, voordat ek nog praat oor ander mense. Dis hoe die Heilige Gees my natuur kom verander het. En nou, ek is net bang ons begin om vir mense te vertel, dis nie meer eintlik nodig nie. Want ons wil die vrede bewaar byvoorbeeld, en ons kan nou miskien daar gesels in my eie gemeente, hoekom kerkrade passief raak, want ons terwille van die vrede moet ons nie dwaalleer aanspreek nie, moet ons nie tug toepas nie, want dan is jy nou een wat verdeeldheid bring, en ek dink dit is 'n ongelooflike skadelike leuen waarin ons ingekoop het. En dis hoekom ek hierdie voorbeeld gebruik het, want dit sluit my aan, jy het laas week het ek en jy 'n paar gesprekke gehad oor die hele evolusieteorie en net 'n paar video's daaroor gemaak. En ek dink dit is 'n natuurlike uitvloei daarvan, want as jy inkoop in 'n evolusieteorie byvoorbeeld, dan is dit 'n miljoene jare se dood en dan kom die mens eers op die toneel, waar die Bybel se narratief is dat die mens is perfek geskape, heilig in harmonie met God, en as gevolg van hulle oortreding het die dood in die wêreld ingetree. En ek dink dit is, mense probeer hierdie verskillende filosofieë en so aan harmoniseer met die teks, en hulle kan nie eintlik nie. Maar dan kom jy by so 'n tipe gevolgtrekking om te sê die dood is 'n natuurlike ding en sou nie eintlik plaasgevind het of sou in elk geval plaasgevind het, of die mens nou gesondig het of nie gesondig het nie, dit sou in elk geval deel wees van ons lewe. En weer eens volgens die Bybelse narratief, hier is my so 'n belangrike ding waar ek ook nog wil skryf, en ek wil dit net in kort noem verder, dat met die modernisme het ons hierdie uitdaging gehad van die bonatuurlike wat ontken word, wat uitgeredeneer word uit die Bybel uit en so aan. En in die tuin van Eden is daar twee natuurlike bome, die boom van ewige lewe en dan die boom van kennis vir goed en kwaad. En die rede hoekom die mens uitgeskop is uit die tuin van Eden uit, is sodat ons nie meer toegang het tot die boom van ewige lewe nie. En as jy dit dan nou vat na Openbaring toe, die herstel, is dat ons weer toegang kry tot daardie boom. En daarom is daar in die hemel nie dood nie, en nie lyding nie, en nie pyn nie. So weer eens was vir my 'n goue draad van Genesis tot Openbaring rondom hierdie bonatuurlike bome, as mense dit nou so kan stel, in die tuin van Eden. En ek dink in mense se rasionalisering van hierdie goed is dit nou maar net beeldspraak, wat hulle probeer dit nou allegoriseer, of dan nou vir meer normale lidmate die gedagte gaan maar net dat dis metaforiese taal gebruik wat iets anders simboliseer, waar ek lees dit as baie of meer letterlik om te sê dat hierdie bome was daar en ons gevolge vir ons rebellie teen God, en ons is afgesny van die boom van ewige lewe, en in Christus kry ons nou weer toegang om van sy vrugte te eet in die lewe hierna, of in die nuwe hemel en nuwe aarde. Joch, net dis 'n wonderlike klomp goed wat jy sê. Net een of twee gedagtes. R.C. Sproul het vertel dat hy het vir 'n tyd lank geworstel ook met Genesis 1 tot 3, gedink daar kan groot gapings gewees het. En toe's daar 'n boek van Douglas Kelly. Ek het 6 gekoop en al klaar 'n klomp uitgegee, wat die Here ook gebruik het om vir hom te wys hoe dat ons met integriteit by die skepingsleer kan bly, die sondeval, Adam en Eva, die skepingsdae. En ek wil tog daai boek aanbeveel vir enige student of iemand wat worstel met hierdie ding. Ek dink vir te lank was daar vir ons gesê, nee, dis die wetenskappe, die biologiese wetenskappe, ons mag niks sê nie. Kyk hoe mooi, pragtig, wys hom daarso in die kamera, fantasties. En Sproul het verduidelik hoe die Here dit gebruik het ook in sy bediening, en hoe belangrik dit is. Die ander ding wat jy sê is oor evolusie, dis heel duidelik, dat hier mense is wat 'n evolutionistiese verstaan van God kom in die Bybel inlees het, en daarom word God wat nie verander nie, word uitgegooi uit die skrif. En nou word God die heeltyd wat verander, is 'n God wat ontwikkel, is 'n God wat net broos is 'n God wat nie soewerein en almagtig kan wees nie. En dan sit jy met 'n afgod, en nou projekteer jy daai soort evangelie op die skrif. Julian, ek wil net vra, wil jy nie net gou vir ons, voordat ons gaan praat oor jou gemeente, lees vir ons net uit Romeine 3, wil jy vir ons Romeine 3 vers 23 tot 25 lees? Net om vir ons so 'n bietjie 'n greep te gee van wat is werklik hier op die spel. Romeine 3 vers 23 tot 25, en dan sal ek sommer net gou na dit 2 Korintiërs 5 vers 21 ook bylees. OK, so Romeine 3 vers 23. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar.
Ja, aangrypend. Die geregtigheid van God, die heiligheid van God is op die spel wanneer ons Christus se offer vir ons sonde gaan verander en dit herinterpreteer op grond van 'n nuwe godsbeeld. Dis enorm belangrik. Ek wil net 2 Korintiërs 5 vers 21 ook vir ons lees wat hierby inpas. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, dat ons eenheid met Christus deur God regverdig verklaar kan word. Etiek, al die aspekte van die lewe, alles staan onder die oordeel van God en God se heiligheid vereis heiligheid, geregtigheid, volmaaktheid. Jesus het in die bergrede selfs gesê, as jy 'n gedagte dink, is jy onder die oordeel van 'n heilige God. Daar's geen uitkomkans nie. Daar's geen sonnetjies wat ons gaan sê, dis maar okay nie. Ons staan onder die oordeel van 'n heilige God. En Christus het volkome betaal vir almal wat hulle geloof in Christus Jesus sal stel. Julian, vertel vir ons 1 of 2 verhaaltjies van mense wat die afgelope paar jare, kom ons sê maar amper uit die wêreld uit gekom het, van ander kerke ook en so aan na jou gemeente om na die prediking te kom hoor, en hoe dat daarvan hierdie mense was, egpare was, wat tot bekering gekom het en dat jy met hulle 'n pad geloop het. Vertel vir ons 'n voorbeeld, 'n getuienis vir mense om te verduidelik hoe kan die Here redding bring in 'n gemeente. Ja, dankie Ferdi. Ek dink ek gaan vir julle een verhaal vertel wat my verskriklik na in die hart lê, van 'n jong egpaartjie nou, wat so 2 jaar terug by ons in die gemeente begin inskakel het en ek het by hulle gaan huisbesoek doen en so wat ons gesels en daai tipe goedjies het dit is dit vir my genoem dat hulle 2 nie getroud is of verloof is of so nie en dat hulle wel saam woon en daai klas van goed. En hulle het my gevra wat is my opinie oor dit. En met groot versigtigheid en liefde het ek vir hulle gesê dat ek dink julle stel julleself bloot aan versoeking. En as julle van plan is om te trou en daai klas van goed doen, dit raak verloof trou. Ek is baie pro die idee dat Bybels gesproke mense moet trou en kinders hê en hierdie klas van goedjies. Ek dink dit is belangrik en is deel van ons roeping. En is deel van God se seën ook in ons lewe. So ek het daar weggegaan. Ek kon sien hulle was so 'n bietjie teruggevat met hoe eerlik ek met hulle was, maar weer eens niks disrespectful of so nie. Maar uit die hart uit, en ek het hulle gevra, kom ons lees 'n paar tekste saam, kom ons praat oor die etiek, seksuele etiek en daai klas van goed. En hulle het tot die oortuiging gekom dat hulle nie noodwendig reg doen op die oomblik nie en hulle wil dit graag regstel. So kort daarna is hulle verloof en hulle was baie bly om die nuus met ons te deel en so aan en kort daarna is hulle getroud. Ek het die voorreg gehad om hulle te trou, huwelikskategese saam met hulle gedoen. Wonderlike getuienisse uit dit uit oor hoe hulle ook byvoorbeeld tot die besef gekom het hoe mooi die huweliksverbond is en dat dit iets is wat ons as kerk ernstig opneem en hoekom ons dit ernstig opneem en hoekom ons dit probeer beskerm. As jy dink aan Hebreërs 4 vers 13 byvoorbeeld, wat praat oor ons met die huwelik eerbiedig hou, nê? Ek dink is dit 4 vers 13 of 13 vers 4. Ek ruil dit baie keer om. Maar die gedagte gaan oor in Hebreërs boek, hou die huwelik onder julle eerbaar. So wat vir my mooi was rondom hulle storie verder is 2 goed. Een, wat vir my wonderlik was is hulle het hulle mooi wit seremonie gehad saam met hulle familie en vriende, maar toe het hulle na my toe gekom en gesê hulle wil graag op grond van my eie storie wil hulle graag ook in die erediens die beloftes aflê voor die gemeente. En dit was my 'n fantastiese ek wil sê bevestiging van iets wat ek en my eie vrou gedoen het. So ons het verloof geraak in COVID tyd en toe het ons getrou 'n klein huwelikseremonietjie in COVID tyd gehad sodat ons kon saam woon en sodat daar nie allerlei vraagstukke is rondom wat ons doen of ons etiek nie. En toe ons nou uiteindelik kon eredienste hou, het ons 'n derde huwelikseremonie gehad saam met ons gemeente. En jong mense was daardeur geïnspireer en hierdie paartjie het gekom en gesê ons wil dit ook graag so doen. Ons wil hê die ouderlinge moet ons die hande oplê, ons wil hê die gemeente moet ons seën en ons verantwoordbaar hou vir die beloftes wat ons afgelê het. So ek dink daar's ook iets om te herwin in dit. En dis nou my opinie om te sê dat hierdie eed wat ons aflê, hierdie verbondsbeloftes vir God en sy gemeente, hoef nie net 'n private ding te wees weg van die kerk af nie. Ek wil eintlik jong mense inspireer om te sê bring dit terug in die gemeente in.
Jy kan nog steeds jou onthaal op 'n ander plek hou wat ook al, maar kom voor God en jou gemeente, jou ouderlinge wat moet toesig hou oor jou lewe en laat hulle jou seën, laat hulle jou die hande oplê. En mense kan kreatief wees rondom hoe jy daai liturgie inkleer. En hulle was so geïnspireerd deur dit. Dit was vir hulle gesinne, hulle familie. Almal was bewoord daai dag vir die gemeente ook. Toe hulle nou die troumars weer kon hoor in 'n erediens in die kerk, was almal daardeur geïnspireer. En wonderlik nou, dis nou die tweede gedeelte. Daai jong man is nou 'n diaken in ons gemeente. Hy dien op die kerkraad, passie aan die brand vir die Here. Verstaan? So dis vir my 'n wonderlike getuienis van hoe God kom ingryp, hoe hy restaurasie bring as hy ou se gewete aankla, wat ook van maar wees, en hoe jy dan proaktief kan wees om stappe te neem. En weer eens die kerk wat jou nie net pak gee nie, maar die kerk wat 'n hand uitsteek om te sê, ons wil julle graag ondersteun en wil julle graag help om die regte ding te doen. En hulle floreer. Hulle het nou hulle eerste kindjie ook gekry nadat hulle nou getroud is. En ek het die voorreg gehad om hulle kleintjie te doop. So dis vir my 'n wonderlike storie van hoe die kerk met mense 'n pad kan loop. In plaas van hierdie, ek dink weer eens misleidende narratief dat omdat jy tug of omdat jy teregwys is jy outomaties liefdeloos. Inteendeel, ek dink dit is absoluut 'n bog. So hierdie egpaartjie wys vir my, en ek kan vir jou 'n klomp stories oor dit vertel in ons gemeente, dat dit is nodig baie keer om met mense eerlik te wees en te sê, maar dit wat julle doen of julle situasie is nie eerbiedig nie, en kom ons stel dit reg, kom ons maak dit reg. Julian, dis 'n merkwaardige verhaal daai wat eintlik illustreer hoe dat jy die evangelie nie verlaag nie of aanpas of 'n kompromis maak ter wille van mense in die kerk nie. Hoeveel voorbeelde is daar van mense wat ter wille van 'n ouderling of 'n diaken of iemand wat 'n groot donasie gee, maar bereid is om saggies te praat en nie die suiwer evangelie te deel en in liefde by die waarheid gaan bly. Jy het baie geskryf ook oor om in liefde by die waarheid te bly, maar dat jy nie die waarheid gaan aanpas nie. Een van die ander berigte het jy geskrywe dat oor hierdie verhale van mense, en dan vertel jy hierdie verhaal van dat wanneer Jesus kom en hy reik uit oor die grense, dan gaan hy nie en sê vir mense gaan nou maar aan in jou sonde nie. Elke keer sê die Here Jesus gaan en sondig nie meer nie. Ek dink ook aan ons volgende konferensie waar ons nou op Dr. Martin Halt nou werk. Hier is die kosbare verhaal. Hy was in Constantia Park ook in Pretoria, waar hy een van sy gemeentelede gaan sien het wat 'n affair aangehaat het met 'n ander vrou, en toe het hy die aand na sy huis toe gegaan en in liefde hom gekonfronteer oor sy sonde. En daardie ou was toe van nagmaal af ontneem vir ek dink 3 maande. En die mooi verhaal is hierdie ou het nie weggehardloop na 'n ander kerk toe nie. Hy het gaan hom verneder voor die Here, hy het versoen met sy vrou, hy het bekeer, en daai ou is toe terug by die nagmaaltafel, en as ek reg gelees het, was daar vreugde in daai huis, daar het vrede gekom, daar het versoening gekom. Is dit nie 'n kosbare pad om die evangelie te volg en die werklike vryheid wat dit vir mense gee nie? Julian, ons kan nog oor baie praat, maar ek wil vir jou tog vra dat ons gaan nog programme moet maak, maar wil jy nie vandag net vir dominees en ouderlinge en kerkrade wat moedeloos is, wat vervolg word? Ons weet daar's vervolging nasionaal nou in ringe reg oor Suid-Afrika. Wat ouens is wat bang is en wat 'n kompromie wil maak. Wil jy nie afsluit en vir hulle probeer bemoedig nie? Ons weet julle gemeente is ook deel van 'n groep gemeentes wat besluit het dat hulle die synode gaan boikot, die vorige synode daar in julle streek ook. Julle het besluit 'n protes om nie deel te wees daarvan nie. Wil jy vir ons iets lees as getuienis vir mense wat bemoediging, maar ook nodig het om aangespreek te word? Ja, nee, dankie Ferdy. Ek wil voordat ek by die Bybel kom, net in kort wil ek 'n ding sê vir predikante, vir herders, ouderlinge. Wil ek vir jou vra, watter tipe bruid berei ons voor om te oorhandig wanneer die bruidegom kom? En ek wil net die vraag vir jou gee. En vir lidmate, jy wat deel is van die bruid van die Here Jesus Christus, wil ek vir jou vra, watter moeite doen jy om soos 'n bruid haar voorberei vir haar troudag, jou voor te berei vir daardie dag? Dat wanneer die bruidegom kom, jy gereed is om hom te ontvang. En hy was so 'n mooi foto van my troudag wat toe my bruid in die kerk ingestap het, sy my asem wegslaan en my mond hang oop vir hoe beeldskoon sy is. En ek dink dit is hoe Christus voel oor sy kerk.
So aan die een kant leiers, ons het 'n verantwoordelikheid vir hoe ons die bruid versorg en hoe ons haar laat groei en hoe ons haar help voorberei vir die geleentheid. En lidmate aan die ander kant het hierdie wonderlike roeping op hulle lewe om hulle voor te berei, soos 'n bruid haar voorberei vir haar troudag. So net so iets om aan te kou. En dit gesê, ek wil julle net 2 tekste gee vandag. Een is uit Judas uit, teks wat my baie na in die hart lê, veral in my bediening en met alles wat in die wêreld aan die gang is en in die kerk aan die gang is, sê Judas die volgende, vers 3. Hy sê, geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Alhoewel ek hierdie vir julle gee, is om net vir jou te sê, dis 'n Bybelse opdrag. Dis 'n Bybelse opdrag om op te staan en te stry vir die geloof. Daar's tye wat ons saam mekaar opbou en bemoedig en wat ons saam feesvier oor die wonderlike verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. En dan is daar ander tye, glo ek, wat ons juis moet opstaan, omdat hierdie vir ons kosbaar is, dit wat Christus gedoen het, die verlossing wat ek ontvang het, die genade wat ek ontvang het. Omdat ek dit as kosbaar ag, my kosbaarste besitting, moet ek ook, wanneer dit bedreig word, opstaan en praat en sê, dit wat nou gebeur, of dit wat iemand sê of iemand leer, bedreig hierdie ding wat vir my so spesiaal is en wat my na in die hart lê. Want die geloof is eenmaal oorgelewer, en ons is verantwoordelik om dit te beskerm, en ons is die draer daarvan. En dan sê hy vers 4, die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binne gedring het, goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vasstaan, want hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons enigste meester en Here Jesus Christus. En hier is nou krities belangrik, want verwerping van Here Jesus Christus is nie net in woord nie, of in belydenis nie. So mense kan sê hulle glo in Jesus Christus, maar deur hulle leefwyse, die Here is so kristalhelder daaroor dat jy herken hierdie mense aan hulle vrugte. Dit is hoe jy hulle uitken. Met ander woorde, etiek is die manier, is die kriteria vir hoe ons uitken wie aan Christus behoort en wie nie. Ons kan nie om dit kom nie. Jou leefstyl, jou gedrag, jou prioriteite, dit verklap wat se tipe boom jy is. So dis die eerste gedeelte. Dan die tweede gedeelte is een van my gunsteling Bybelboeke is Paulus se brief aan Timoteus, 'n jong dominee, waar hy vir hom die volgende sê in vers 18, 1 Timoteus 1 vanaf vers 18. En dan sê hy, hierdie opdrag gee ek aan jou Timoteus, my kind, in ooreenstemming met die profeseë wat vroeër oor jou uitgespreek is, en met hierdie woorde in gedagte, moet jy die goeie stryd stry. Dit sluit my so mooi aan verder by hoe jy hierdie gesprek geopen het uit Jakobus uit, dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God, daar's hande op ons gelê wanneer ons in die ampte bevestig word. Ons het 'n eed afgelê om te sê, dit is ons onderneming voor God en sy gemeente, en ons moenie dit vergeet nie, ons moet dit in gedagte hou, en ons moet die goeie stryd, en 'n stryd is dit, ek dink ons vergeet dit soms, maar 'n stryd is dit. En dan sê hy volgende, hou vas aan die geloof, en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het hulle geloof skibreek gelei. Teregwysing is restaurasie. Dis altyd herstel en versoening. En daarom is dit 'n liefdesdaad. En ja, dit kan natuurlik seermaak as dit nie reg toegepas word nie. En ek dink weer eens daar is 'n klomp voorbeelde wat mense kan gee daarvan, maar ek wil net sê, omdat daai die realiteit is, die misbruik daarvan of die seermaak daardeur, beteken dit nie absolute verwerp van goddelike strukture en goddelike gesag nie. Ons vra vir reformatie. En ons moet dit harmoniseer. So mag jy geïnspireer wees daardeur dat ons die goeie stryd sal stry, en die rede vir dit, die motivering vir dit, is hoe kosbaar die verlossingswerk van Christus is vir ons elkeen, en om te sien hoe dit ander mense inspireer en hoe lewens verander. En as predikant het jy die voorreg om dit te aanskou eerstehands, want jy word in spasies ingenooi waar ander mense nie kom nie. Jy sien die gebrokenheid aan die begin, en dan sien jy die wonderlike vreugde en die herstel ook daarna. En dit is 'n wonderlike voorreg om dit te kan aanskou. Here, ons buig voor U, die heilige, soewereine God van die heelal. U wat in Genesis 1 vers 1 geskep het uit niks. U wat die heelal in U hande hou. U wat nie verander nie. U die God wat heilig is, maar wat ook liefde is, wat ons in Jesus Christus kom leer ken het. Here, ons kniel voor U, ons verneder ons voor U, die lewende God,
Here, ons wil nie ons eie koninkrykies bou nie. Ons wil nie ons eie idees verkoop aan mense nie. Here, ons wil die kosbare, duur gekoopte evangelie van Jesus Christus hier in Suid-Afrika uitdra, totdat die laaste siel ingekom het, waarvoor Jesus Christus gesterf het. Here, dankie vir Dominee Julian Olivier en sy bediening. Dankie dat U hom geroep het. Dankie dat U vir hom voorsien het as 'n jong seun en as tokkelok in Bloemfontein en waar hy kon opstaan vir die Here. Dankie vir sy bediening, vir sy prediking. Ons bid vir hom en sy bediening, seën hom. Sal U die deure oopmaak waar U hom roep. Here, en ons bid vir Suid-Afrika. Here, dankie dat U nog nie klaar is met ons nie. Ons roep na U vir reformatie. Ons roep na U, Here, vir leraars wat bereid sal wees om te sterf vir Jesus Christus. Ons loof U, ons prys U. En dankie, Here, vir die dag wat kom, wat ons Christus sal sien, wanneer al die trane van ons oë afgevee sal word. Dankie dat ons weet, 1 Korintiërs 15 vers 58, dat alles wat ons doen vir Christus is die moeite werd, dat ons nie moed sal verloor nie. Ons eer U, ons loof U, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.